Goeiedag julle in en ommers. Wanneer dit 'n bietjie koel raak hier op die Weskus, dan kom maak ek my toe met 'n kombers op my bank. En ek gaan haal hierdie boek, The Last Jukebox Heroes van Stefan Skutte uit. Ons het met Stefan gesels oor sy nuwe boek, wat gelons word die 25ste hier in Saldanha Bay by High Tide Boekwinkel. Maar kom, luister bietjie hoe lekker gesels Stefan met ons. Goeiemôre julle in en ommers. Ons kuier heerlik hier in St Helena Bay en ons is hier in High Tide Bookshop. Dit is 'n splinternuwe boekwinkel in St Helena Bay en julle weet waar boeke is lesers en skrywers. En ons gesels vandag met Stefan Skutte wat geen bekendstelling nodig het nie. Julle het hom al op ons blad ontmoet, maar hy het vir ons splinternuwe nuus. Hallo Stefan. Hallo Anita. Hoe gaan dit? Goed en jy? Nee, kan nie kla nie. Dis nou al 'n tydjie wat ek en jy teruggesels het, maar iets het intussen tyd gebeur. Vertel vir ons kykers, waarmee is jy besig? Ja, wat intussen gebeur het is, toe ek en jy laas gesels het, was dit oor The Last Jukebox Heroes, Ja. wat my eerste boek was, die Engelse boek, wat in 2023 vrygestel is. En ja, ek het die laaste 18 maande het ek gewerk aan Afrikaanse verwerking van die boek. Ja. Ek sê verwerking omrede dit nie net 'n vertaling is nie. Daar's 'n paar elemente wat verander het, omdat dit meer vir die plaaslike mark bedoel is. Ja. Soos wat dinge maar gebeur, ek dink in meeste gevalle, jy weet terwyl jy skryf, jou lewe is aan die gang en jy ontmoet mense en dit het 'n invloed op jou en Verseker. ja, so dit is definitief 'n bietjie van 'n meer 'n verwerking as net 'n vertaling. So hy is op die horison, is nou baie naby. Fantasties. Ons sien baie uit. Hoe lank dink jy nog min of meer voordat hy Die 25ste Oktober nou, beplan ons eerste bekendstelling en ons gaan dit hier doen by High Tide Books. Gaan ons dis 'n Saterdag, so dit is die geen datum. rugby nie? Daar's geen rugby daai Saterdag nie. Die Springbokke speel eers die volgende Saterdag hulle eerste toets van die jaareindtoer. Dan het jy geen rede om jou vrou alleen na toe te stuur nie, jy kan saamkom. Wil jy nie net so vinnig vir ons kykers vertel, min of meer net 'n storielyn gee rondom die boek, ingeval iemand nog nie die Jukebox gelees het nie? Sekerlik, ja, soos ek sê, daar's 'n paar veranderingkies en as iemand dalk in elk geval of reeds vir Jukebox gelees het, daar is baie mense wat ek dink die Afrikaanse weergawe ook sal geniet, omrede die 7 dele waarin Jukebox opgedeel is, het ek wegbeweeg van, so wat ons gedoen het, is ons het nou die 7 karakters se stories is bietjie meer in mekaar gevleg. So ons volg meer van 'n lineêre storielyn en alles eindig maar op in hierdie skemerkelkie kroeg met die naam Dimitri Tees, wat in Milnerton in Kaapstad sit. Dis 'n fiktiewe kroeg, maar ja, die mense sal, ek dink baie van die omgewing herken soos wat hulle dit lees. Ja. Fantasties. So en daar bots hierdie karakters se lewens met mekaar en ek dink dit vir my gaan dit oor, daar's altyd, jy weet nooit wanneer jy iemand ontmoet waar jy dalk in die verlede al skouers gespier het of met mekaar te doen gehad het of wat hulle gedoen het, dalk iets op jou lewe invloed gehad het wat jy nooit eers besef het nie. En die idee met die boek is om alles by mekaar te trek en dan op die einde besef die leser, ons is eintlik almal baie nader aan mekaar as wat ons dalk dink of besef. Is verseker so. Ja. Stefan, vir ons kykers wat jou nie ken nie, ek weet nie hoe dit moontlik nie, maar daar kan dalk iemand wees wat nie weet wie Stefan Skutte Daar's baie. Vertel net gou, wie is Stefan Skutte? Ek is 'n rekenmeester van beroep, so baie mense het al vir my gesê, hoe bring jy dit by mekaar uit, nee? Julle is nie veronderstel om kreatiewe ouens te wees nie. So vir my is dit ek dink dis 'n balansding. So dit is meer omdat jy elke dag sit met hierdie konkrete goed so syfers en jy's nie veronderstel om kreatief te raak met boekhouding nie. Nee, alhoewel daar is so 'n konsep, 'n kreatiewe boekhou. Daar is verseker. So vir my is dit, jy weet, ek dink dit balanseer eintlik
mense lewe baie goed uit. Jy weet, hoe harder jy werk, hoe harder moet jy speel, sal baie mense vir jou sê. So vir my is dit hierdie fiktiewe of om fiksie te skryf is nogal 'n groot uitlaatklep om ek dink dinge net in check te hou. Ja. Ja, dis iets wat ek baie geniet en agtergekom het, daar's baie van die goed wat jy in die rekenmeestersveld kan gebruik om fiksie te skryf. Jy weet, want jy dink analities oor goed. So as jy die storie aan mekaar sit, is dit nogal is dit iets wat baie handig te pas kom. Ja. Nou vertel vir my, Stefan Skutte, die man. Daar's 'n vrou en daar's kinders. Ja, daar is ons het nou seker so, wat is dit, begin van die jaar het ons permanent Weskus toe getrek. Beste besluit ooit. Sover ja. Kom met uitdagings. Ons sit nogal, ons kom agter dis nogal 'n uitdaging om ver van alles af te sit. Maar dit is baie lekker. Ek geniet die gemeenskap nogal baie. Jy weet, jy kan nêrens heen gaan sonder dat jy iemand raakloop wat jy ken nie. Natuurlijk. So as jy gaan petrol ingooi en jy loop 'n ou by die spar raak daarna, dan sê hy vir jou, luister maar, ek het net nou gesien jy gooi petrol in. Ja. So ou moet baie versigtig ook wees wat jy doen in die openbaar, want ons almal ken almal. Ja. So ja, jy's reg, vrou en kinders, 2 kinders. Hulle het al 2, die een Emma, die jonger enetjie, is besig om die boek nog te lees, Jukebox, die Engelse weergawe. En Daniel het dit al gelees en hy het dit redelik onlangs klaar gelees. En hy het net vir my gesê, you know, I'm going to hold this against you. En ek sê dit vir wat? Hy sê, the guy who didn't appreciate his son's music. En toen denk ek, okay, ja, jy weet, dit is weird hoe jy jou karakter half word op 'n manier, jy weet, so maar hulle albei, ek wou nie gehad het hulle moet dit te vroeg lees nie. Vir my gevoel dit is vir hulle ouderdom bedoel nie, maar hulle albei het dit baie geniet. My dogter sê sy gaan ongelukkig nooit weer dieselfde na haar pa kyk na sy die boek gelees het nie. So dogters is met my eie met hulle pa's. Dit is maar so, ja. Ja. Stefan, was om te skryf nog altyd deel van 'n droom van jou, of waar dit uit begin? Dit was iets wat maar nog altyd daar was. Ek dink bietjie geonderdruk met tye, as ek nou moet terugdink. Dit was op skool, was dit veral daar, en dis wanneer ek het 'n vriend gehad wat seker toe ek so 10 jaar oud was vir my gesê, weet wat, jy moet enige skrywer word. En eintlik vergeet daarvan en want hoekom, jy weet, hoekom sê hy dit? Maar ek kan onthou nie Afrikaanse of Engelse klas, dit het my nie eintlik gepla wat die een van die twee nie. As ons moet gou-gou 'n gedig skryf of iets, jy weet, toe kom ek agter, okay, maar dis iets wat ek gou-gou, as jy vir my 'n onderwerp gee, kan ek hopelik gou-gou iets aan mekaar slaan. Dis dalk nou nie die beste nie, maar dit is nie iets wat moeilik kom nie. En dis maar wanneer jy met jou maats gesels en agterkom, maar kyk, dit is iets wat hulle nie kan doen nie. Dis soos wat, as ek dalk nie die beste ou is met wiskunde nie, vir hulle is dit maklik, jy weet, of wetenskap is dalk vir hulle, net dit kom natuurlik, baie natuurliker as wat dit vir my kom, jy weet, so ek moet dit met moeite doen. So dit was nog altyd daar gewees en ek het goed maar geskryf so deur die jare, maar ek dink is seker so 7 jaar terug wat ek besluit het, weet jy wat, ek het 'n boek van Steven Pressfield gelees en hy het toe net gesê, luister, jy moet besef, as dit hierdie ding is, as jy 'n talent het om iets te doen, daai een ding wat, al gaan sit jy ver op 'n eiland, weg van alles en almal af, en alles word weggevat van jou af, dan is dit nog steeds daar. Ja. Jy kan dit nog steeds doen. En, maar dan moet jy erns maak daarmee, dan moet jy begin werk, want die rede hoekom baie mense wegskram van talente wat hulle het, is omdat dit 'n verskriklike klomp werk gaan insluit, en baie mense wil nie daai verantwoordelikheid hê. Dit is makliker om heeltemal weg te beweeg en iets anders te gaan doen. Dis makliker om 'n rekenmeester te word. Ja, bly by die bekende. As om nou te gaan dink, om 'n boek te gaan sit en skryf en jouself oop te maak vir kritiek en jouself daar buite te sit en die houe te vat wat saam met dit kom, is 'n moeiliker ding, maar as jy dit binne in jou het en jy voel dit gaan jou van jou kop af maak as jy dit nie doen nie, dan moet jy miskien luister, hoekom is dit daar? Want dit is hierdie stemmetjie wat daar is wat vir jou sê, luister, dis iets wat jy kan doen, so doen dit, jy weet, en ek is nog glad nie spyt nie, want ek moet vir jou sê, die mense wat ek ontmoet het, die geleenthede wat dit vir my oopgemaak het, jy weet, goed wat ek nie eintlik normaalweg so ooit
ervaar het nie. Jy weet, soos radio-onderhoude of soos om nou hier te sit. Jy weet, dit is goed wat nie sou gebeur het. Die mense wat ek ontmoet het en vriende mee geraak het, baie van die musikante, omdat die boek so musiekgedrewe is. Jy weet, en soos ek sê, nou dit weer 'n invloed op die volgende ding wat jy skryf. Natuurlijk. Hoorie, dit maak nou vir my ook 'n ander wêreld oop. Nie dat ek wil skryf nie, maar ek begin dink aan goedjies wat ek nou graag sou wou doen en wat ek dink ek het dit ook maar altyd weggeskryf is. Maar makliker om te skryf. Hoorie so. Stefan, hierdie onderhoud gaan dan ook nie net hier bly nie. Hy word nie ook op Gaan Groot Radio uitgesaai. Ons het 'n spasie tussen 6 en 8 op maandagaande in en om. So in daardie gehoor is meer mense wat in die buiteland woon, want dit is internetradio. So dit gaan soontoe ook. As iemand met jou in kontak wil kom of met jou wil gesels oor jou boek of so, en hulle sit nou daar iewers in 'n vreemde land, is daar 'n telefoonnommer of iets, of 'n e-posadres? Ek kan vir jou e-posadres gee, hulle is welkom om vir my e-pos te stuur, dis baie maklik, is stefan@stefanskutte.com. So dis met 'n F gespel, né? So STEFAN. Stefan met 'n F. Ja, Stefan met 'n F @stefanskutte.com. Hulle is welkom, ek lees graag die e-posse en gesels graag met hulle. Nou ja, daar het julle dit nou. Dit was altyd lekker om met Stefan te gesels. Hy bring net so iets anders in 'n mens se gewone bestaan. Jy weet, dan begin dinge so bewe hier binne en jy wil iets anders doen nou dadelik. Dankie Stefan, Anita. baie dankie. Dis lekker om met jou te gesels en die 25ste Oktober, 2 uur. 2 uur die middag. Hier by die Palm Lifestyle Center in St Helena by High Tide boekwinkel gaan die launch wees. Ja, dis net belangrik dat enigiemand wat wil bywoon net RSVP na die winkel self toe. Ons sal die e-posadres gee. Okay. Kontakbesonderhede vir dit sal ons deel dan met julle op die kommentaar of in die caption. Laat weet, want ons gaan ook 'n bietjie wyn proe hierso. Glasie wyn en ietsie om aan te pesel. Ja, en lekker kuier en praat oor boeke en lees en Stefan en skryf en al daai lekker dinge wat ons van hou. Dankie Stefan. Baie dankie Anita. Goed. Mooi loop.